Amen. Vriende, ek is trots op julle. Baie dankie dat julle gekom het. Julle is spesiaal. Julle is kosbaar. Dit sê net weer eens en dit bevestig net weer eens vir my van die Here het 'n plan met jou. Hy het 'n doel met jou. Hy stuur jou in 'n rigting en jy slaag gekoop om dit te kan doen. Party van ons het 'n bietjie seer gekry om daar te kom. Party van ons is 'n bietjie geskaaf en geskuur. Maar een troos, hy's hier om ons te kan help. Amen. Ek net gou hier inkom. Ek wil met jou deel. Heilige Gees is so fantasties. Jy weet, jy bedink die woord en Here, wat deel ek Sondag met die mense? En dan, hy gee vir jou, jy soek, jy ondersoek, jy bedink. Laas nag 1 uur, 2 uur, 3 uur, kom jy sê, Artis, ek het vir jou 'n storie wat jy mee moet begin. En die storie is wat Heilige Gees vir my gegee het is, dit was van 'n jong man hy's 'n fotograaf en hy skryf goed vir die koerante en so meer. En hy kom op hierdie dorp en hy hou by die een plek stil, dis 'n ouerige huis, 'n ou oomie, en hy sit op die stoep en hy drink sy koppie koffie. En hy stap in en hy sê, môre oom, sê, ja boetie, kan ek met oom bietjie gesels? Ja, kom, sit dat ons gesels, want die oom is honger, hy wil gesels. So met die gevolg is, en hulle praat, en hy vertel vir die oom, wat doen hy? En die oom sê, ja, ek is nou al 'n hele paar jaar in hierdie dorpie, en ek leef van my stoep af. Hy sê, oom, maar wat het jy nog? Jy moet nog iets hê. Hy sê, daar in die garage is iets. Hy sê, oom, kan jy vir my wys, wat is dit? Hy sê, kom, ek gaan wys jou. Hy sê, maar voordat ons gaan, sit net gou, ek het 'n paar foto's vir jou. Hy sê, is reg oom? En hy skree seker dalk nou maar 'n bietjie op die tannie, vrou lief, bring vir hierdie jong man 'n koppie koffie, 'n ordentlike koppie koffie. En vrou lief bring, ja my man, ek hoor, en sy bring die koffie en sit. Hy sê, die oom haal so, hy het so, jy weet, 'n foto om my nak waar foto's gebeer is, en dis ou foto's, en haal uit, en hy gee vir die jong man so, hy sê, sien nie, kyk hier. En die jong man sê, oom, maar dit is 'n 1913, seker voetsek se Ford bakkie, wat binne in daai garage staan. Hy sê, kan jy sien hoe lyk hierdie Ford bakkie? Ek het hom so gekry by my pa het hom weer gekry by sy pa, en sy pa het hom weer by sy pa gekry. Hy sê, nee, ek het hom gaan oopmaak, die garage, nee, daai ou Ford bakkie, en die vuil goed groei, en die stof, en die wurms, en die katte, en die honde, kattermaai, en die garage, en die ou bakkie staan maar net so. En hy's vol stof. En ek bedink by myself, nou hy het 'n verhouding ook met die Here gehad. Sê, Here, wat maak ek met die Ford bakkie? En die Here sê vir hom, jy vat hom, jy kry seep en water en jy begin vir hom te was. Hy sê, Boeta, en ek wys jou die foto's, kyk hoe het hy gelyk. En ek begin hom te was. Is 'n nuwe begin vir hierdie Ford bakkie, want ek was hom skoon. Warm water, seep, borsel, skuur hier, skuur daar, die tyres, die mats wat nog daai tyd gedoen is. Agterop, vat die besem, vee af. Die vensters wat so vuil is. Die katte wat ingeklim by die vensters en hier op die sitplek kom sit, het is 'n gebemors, maar ek was. Ek maak hom skoon. Ek maak hom nuut. Maar dit stop nie net daar nie. Ek moes gaan en ek moes die ou bonnet weer optel. En ek moes die ou engine het ek gesien. En ek het gesien die radiator en hy moes skoon gemaak word, hy's vol stof.
En ek moes die plak onder gaan oopdraai en moes die ou olie gaan dreineer. En die water wat so geroes is in die radiator moes ek uittap. Ek moes die tank, die dieseltank moes ek weer gaan dreineer van hierdie ou bakkie. Dit het werk gekos. Maar dit wat ek gedoen het, het ek gesien. Dis 'n verbetering teenoor wat dit was. Kom Boeta, kom ek gaan wys jou. En maak die ou garage deur oop, is of twee sulke deure wat so is, nie die oprol deure nie. Twee deure wat so opgaan en toe hom so oopmaak. Toe staan daai bakkie daar, splinternuut. Dis 'n ou bakkie, is 'n ou vorm, is 'n ou model, is 'n ou engine, maar is 'n splinternuwe bakkie. En die oom klim, vat die sleutel en hy klim en hy staar en die seun staan, jongman staan, hy's verbaas. Kan dit gebeur? Die oom vat die sleutel en hy druk hom so, draai die sleutel en hy staat en sê, kom, bim, refel, bim, bim, bim. Wat sê Heilige Gees vir my? Heilige Gees kom en hy sê, die ou Ford bakkie in die motorhuis, hier sit baie van die ou Ford bakkies en nog in die motorhuis. Ou gedagtes wat nog binne in jou kop gevang is, en ek het nou begin met die gedagtewêreld. Jy is so vasgesteek met die ou wêreldse manier. Die gedagtes staan so geparkeer in jou kop. Daar tog nie 'n vernuwing plaasgevind nie. En ons is in hierdie seisoen van Kersfees met die geboorte 'n vernuwing wat besig is om plaas te vind. Kom Jesus en hy kom en hy was hierdie ou bakkie. Hy was hom skoon met die woord van God. En jy moet 'n vernuwing begin plaasvind. 'n Vernuwing moet in jou kop begin plaasvind. Die ou diesel moet uitgetap word. Nuwe diesel, nuwe vuur van die Heilige Gees moet weer binne in jou gedeponeer word. Ou water moet weer, ou tradisies moet uitgetap word. Ou olie moet uitgetap word. Heilige Gees geïnspireerde woord, Heilige Gees geïnspireerde verhouding met Jesus Christus moet weer begin hier binne. Ons kan nie net die heeltyd op die stoep sit en ou maniere nog aan vashou nie. Waartoe gaan jy met 2026 in jou verhouding met die lewende God? Vra ek jou. Ou gedagtes, maak klaar. En dis 'n nuwe gebed wat die Here vir my gewys het, en ek is besig om dit so deur te werk. Vernuwe jou gedagtes elke oggend wanneer jy opstaan. Moenie met jou kop begin kom by 'n geval van, as jy jou oë oopmaak, hey, Here, het ek genoeg geld? Here, ek moet dit betaal. Here, wat van daai? Nee. Sy gedagtes begin. Voor jy jou voete op die grond neersit, dan sê, Heilige Gees, wees in beheer van my gedagtes van vandag. Vul my met nuwe olie, vul my met nuwe petrol. En as jy dan opstaan uit die bed, dan sê jy, ek dien 'n lewende God. Wat kan die wêreld aan my doen? Hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. Kom aan, nuwe bakkie. Laat toe dat die woord van God jou was. Jesaja 9 vers 5 wat sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Weet jy wat, die Fariseërs en die Sadduseërs, ek kyk nou die aand weer vir Chosen op, die Fariseërs en Sadduseërs, hulle het mis die bal so, hulle is nog so vasgevang in die wet, die ou manier, die ou Ford manier, hoe die dinge gedoen word, ou petrol, diesel, dat hulle mis die vernuwing wat inkom. Waar kom vernuwing in? Ken jy die stem van die Heilige Gees?
Ek sit en bedink en ek praat met Heilige Gees. Ek sê, Heilige Gees, hoe nou? Jy weet, ons het altyd in die verlede gesê, die beste leer, en ek het dit gesê hoor, en hy het my gevat, die beste leermeester in my lewe is ervaring en ondervinding. Nonsens, trek 'n rooi streep daardeur. Jy kan nie daarop gaan nie. Jou beste leermeester is die stem van die Heilige Gees. Want hy vat 'n ding wat jy seer gekry het, en hy kom en hy herinner hom, en hy tel hom nou hier op, en hy draai hom, en hy sê, vat hom boetie, staart die voort bakkie, hy's niet. Jy kan nie so aangaan nie. Jy kan nie 2025 se manier nog so aangaan nie. Jy moet vernuwe. Jy moet jou kop draai met nuwe woord, geïnspireerd deur die Heilige Gees. En as ek praat van woord, het jy die karaktertrekke van Jesus Christus ontdek. Heilige Gees, sag en getrou. Hy help ons om hierdie nuwe begin nie net te vier nie, let wel, maar daagliks daarin te leef. Luister, dit is hoekom ek vanmôre hierdie grappie maak. Vernuwe jou gedagtes. Challenge yourself. Kry vir jou daai blik in die huis. Sit hom in die kombuis. Elke negatiewe gedagte wat by jou opkom, skuld jy die blik 'n rand. Kyk hoeveel rande gaan in daai blik beland. Want dit gaan jou naderhand forceer om te sê, Here, U wil nie, my wil nie, Here, U gee my hierdie woord, nie negativiteit nie, ek soek lewe. Kom aan, jy kan nie net daar bly nie. As you think, so you are. Baie van ons omstandighede waarin ons nou is as gevolg van die manier wat ons dink. Hoor mooi, ons maak soveel foute as gevolg van verkeerde denkwyses. Jesus sê, ek maak alles nuut. Maar die kos val nie sommer net in jou skoot nie. Jy moet moeite doen. Jy moet opstaan en sê, Here, ek wil 'n verhouding hê. Elke aand in die bed klim, Heilige Gees, wees in beheer van my drome, wees in beheer van my denke. Maak my sensitief in die nagrus as U met my praat, dat ek kan hoor wat U vir my sê. Dis waar vernuwing kom. Ons moet klaarmaak met die ou fort van 1933 se maniere. Jy kan hom nog hou, maar vernuwe hom. Was hom skoon. Openbaring 21:5. Kyk, ek maak alles nuut. En hierdie versie lyk, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Glo jy die woord, vertrou jy die woord. En ek het nou toe ek met daai groepie mense daar binne gepraat, en ek wil vir julle elke een sê wat volgend hier sit. Dankie vir die vermoë wat jy gekry het om te hoor by die Heilige Gees. Dankie vir jou deursettingsvermoë, dat jy gereeld hier is. Dis nie om my te beïndruk nie, dis jou honger vir die lewende God. En jy begin 'n verhouding te staan. My verantwoordelikheid is, ek moet die atmosfeer skep, sodat jy in jou verhouding met die Here kan groei. En ek moet raad gee. Ek lees weer, ek maak alles nuut, Openbaring 21:5. Wie praat hierso? Dis God self wat in hierdie vers praat. Dis die een wat op die troon sit, dit beteken hierdie belofte kom uit God se gesag, nie uit omstandighede nie. Hy gebied dit in die naam van Jesus. Kyk, dis 'n uitnodiging, let op, kyk, anders, moenie net fokus op wat stikkend is nie, moenie net op die negatiewe, moenie net op die ou fort konsentreer nie. God vra ons om met 'n geloof te kan sien. God sê ook, ek maak. Hy sê, kyk, ek maak. God sê, ek sal dalk, of eendag nie, miskien nie, dit is aktief in die gang, hy is nou reeds besig, ek maak hierdie ou fort 'n nuwe fort. Hy verander nie, hy maak gooi nie die ou fort weg en sit 'n nuwe fort in nie. Nee. Hy vat hierdie ou fort en hy was hom. Dis aktief en aan die gang, hy is nou reeds besig om baie van julle ouens te herstel. En dis 'n saak tussen jou en hom.
Maar hy gebruik my om met jou te praat en vir jou te sê, hey, konsentreer op die herstelproses wat tussen jou en hom plaasvind, hy is besig om jou reg te maak. Ford? Sorry, ek gebruik 'n Ford, ek weet die Toyota man ook. Ek maak, sê hy, alles. Wat is alles? Alles is nie net jou geestelike lewe nie. Nee, dis jou hart hier. Wat dink jy? Dis jou gedagtes. Dis jou verlede. Dis jou toekoms. Dis jou hoop wat jy het. God gooi nie net die ou weg en dan begin hy oor die nee. Hy skep, hy vernuwing, hy was hierdie bakkie, hy was hom skoon. Hy haal die filters uit, hy sit nuwe olie in, hy gooi nuwe diesel in. Hy was die vensters. Kom ons kyk wat sê die Kersfees verband met dit. Waartoe vat dit ons met Kersfees? Dis 'n vernuwing. Hier by Kersfees sien ons die begin van hierdie belofte. 'n Kind word vir ons gebore. En ons is so bevoorreg. Ons dink partykeer die Fariseërs en die Sadduseërs het daai voorreg gehad. Ons is meer bevoorreg. Hoor wat ek jou sê. 'n Kind word gebore en hoop kom die wêreld binne met daai kind. Baie het dit nie herken nie. God begin sy herstelplan. Wat in die krib begin het, word in die boek Openbaring volbring. Wat jy dalk as onherstelbaar sien, sê God, kyk, ek maak dit niet. Hy kan dit nie maak. Hy is God en ons moet hom daarvoor respekteer. Ons moet hom nie minag nie. Ons kan nie sê oud op die daarbo nie. Dis nie reg nie. Jy maak droog. Jy kan ook nie so dink aan hom nie. En dis waar die vrees van die Here inkom. The fear of the Lord is om 'n heilige respek te hê. Nie 'n vrees van my broek bewe nie. Nee, dis 'n anderste vrees. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Maar krag, liefde, selfbeheersing, maar ek respekteer hierdie wonderlike God. Dis met hierdie Kersfees vier ons nie die geboorte van Jesus nie. Ons vier 'n nuwe begin wat God aan die mensdom geskenk het, sy seun. Hoorie, dis liefde. Kan jy jou seun afstaan vir die wêreld daar buite? Jy word getoets, hoor. Het jy dit al bedink? En nou trap ek so 'n bietjie die boot se kant uit. Jou geliefkoeste hondjie of jou geliefkoeste kat, sal jy hom kan afstaan? Ons raak ook lief vir die goed, né? Ek noem dit net. Maar dis ernstig. Openbaring 21:5 wat sê, ek maak alles net. Hierdie wêreld vir ons is so gebroke, so onseker, moegheid. Maar God kom stilletjies in die nag. Stilletjies. Sê hy is net soos 'n kind in die krib, bring hy hoop, waar die hoop weggeraak het. Mense, dis belangrik. In die aand, ek praat nou in die slaapkamer uit, voordat ek in die bed klim, Jackie is 'n laatslaper in die aand, sy gaan slaap 11:00, 12:00, ek gaan slaap 8:00, dus dan kom jy my na 8 bel, sorry, jy gaan my vrou kry, dalk nie vir my nie. Maar 1:00 dan staan ek weer op. Maar 8:00 as ek gaan slaap en sit ek langs die bed en dan sê ek, Here, Heilige Gees, wees in beheer. Praat met my, deel met my. Hoor en mooi en ek vat en ek lees boek, partykeer lees ek die Bybel, as my kop daai kussing vat sy weg. Ek slaap, totdat hy my weer wakker maak. Daarom, dit wat daar in Bethlehem begin het, leef vandag nog hierso. Die groot vraag is net, ervaar ek en jy daai belewenis? Want die bal is in ons hande. Hy is daar, hy is beskikbaar. Leef ons dit nog vandag, dit wat in Bethlehem begin het, deur Jesus Christus, deur die werk van sy mooi, sagte, Heilige Gees, wat ons lei en vertroos. Ek sluit af. En ek plant 'n saad in jou gedagtewêreld. Gaan hierdie Kersfees in, maar dink aan die geboorte wat plaasvind.
Dink aan die geboorte wat binne in jou plaasvind. Dink aan die geboorte wat binne in jou gedagte wêreld plaasvind. Dis al hoe ons hierdie wêreld gaan red, as ons ons gedagte wêreld kan vernuwe met die woord van God. En ons ken die stem van die Heilige Gees. Dis so belangrik. Mag hierdie Kersfees vir jou en jou huis wees 'n vars asem, 'n skoon bladsy, 'n oomblik van rus, 'n hernuide geloof weer, en 'n nuwe begin in Christus Jesus. Groei, want dis die karakter van die lewende God. Mag jy 'n geseënde Kersfees hê en 'n hoopvolle nuwe seisoen vir julle almal in Christus. En dit vra ek en Jackie, en dit spreek ek en Jackie en Jaco oor julle uit. Julle is 'n smart gemeente. Julle het mooi harte. Pas jou hart op. Moenie jou hart net vir elke ou links en regs gee nie. Wanneer jy met iemand praat, Heilige Gees, help my, hoe praat ek met hierdie persoon? Dis hy wat kom, dis hy wat jou help. Ons sluit die oë. Ag, Here, het hierdie boodskap gebring, vir my gegee, en ek hoop, ek glo en vertrou, dis reg soos wat U dit gegee het. Heilige Gees, het ook vir my gesê, ek kan maar net die saad plant, dis U wat laat groei. En ek bid vir elke persoon wat vanmôre hier sit, dat U vir hom of haar sal vat, dat daai vernuwing net sal plaasvind. Net deur die sagtheid, 'n sagte wind, wat deurkom en deur elke persoon se hart vloei. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen en amen.